En ek wil vanmôre baie kort wees met die woord uit Jesegiel 37 van 1 tot 10. En ek wil graag my boodskap titel vanmôre. Die Here en nie kan ons vergeet nie. Amen. En ek lees van vers 1. Die hand van die Here was op my. Hy het my uitgebring deur die Gees van die Here en my neergesit in 'n laagte. En dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe. En kyk, daar het 'n groot menigte oor die laag gelê. En kyk, hulle was dor. Ja. Toe sê hy vir my mensekind, kan hierdie bene lewendig word? Wonderful. En hy antwoord, Here, Here, U weet dit. Vers 4, daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. Glory. So spreek die Here, Here tot hierdie bene en kyk, ek bring gees in hulle in, sodat hulle lewendig kan word. Versie 6, en ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer soos beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk, 'n beroering en die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek en daar was seënings op hulle en het vlees opgekom en 'n vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarom sê hy vir my, profeteer mensekind en sê aan die gees, so spreek die Here, Here. Kom aan uit die ver windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En kyk, ek het geprofeteer soos aan my beveel het. Toe het die Gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Ek gee vir julle inleiding. Jesegiel beteken sterkte. Die tempel was afgebreek, die mure was verwoes. Jesegiel was in 'n vreemde land. Hy was in 'n vallei en in 'n laagte waar daar baie droë bene was. Wanneer 'n baba gebore word, dan is daar ongeveer 270 bene in 'n baba se liggaam. En soos hy groei na 'n volwasse liggaam, raak dit ongeveer na 206 toe. Die Here het Jesegiel in 'n laagte gevat. God gee vir Jesegiel 'n opdrag in die laagte in vers 3, kan hierdie bene weer lewe. Jesegiel antwoord, net God sal dit weet. Omdat God alles weet. My God. Die Here sê staan op en begin te profeteer oor die dooie bene. Ek gee nog net 'n inleiding die waar is. Toe Jesegiel opstaan en profeteer oor die dooie bene, het daar lewe ingekom. In versie 6, ek sit vlees en spiere om julle en maak julle toe met vel
Ek sit asem in julle en julle sal lewendig word, dan sal julle besef dat ek die Here is. Mighty God. U sien dierbares. God soek lewende harte. Yes. Ons voel ook soms geestelik dood. Is dit nie waar nie? My God. Ek en u as kinders van die Here. Dit is nie altyd maanskyn, sonskyn, wat met rose besaai is nie. Ek en u kom ook in 'n laagte in. Daar is sekere dae in elke kind van die Here se lewe dat jy nie eens kan bid nie. Jy voel so dood man. Jy voel jy sien nie kans meer nie. Want niks werk uit nie. Ai. Het help ons om kinders vanoggend te sien. Come on. Ons is nie elke dag dieselfde nie. Esegiel se lewe was ook dood. Hy was in 'n laagte. Hy was droog. Maar toe kom God en sê vir hom, jy moet profeteer oor die dooie bene. Daar sal lewe wees. Ja. U sien, wanneer ons profeteer en begin lewe spreek, kom God vir ons deur. Ons eie tong kan vir ons laat swaar kry om negatiewe goed uit te spreek. Sjoe. Ons kry mekaar, nee, dit gaan nie so goed vandag. Hey. Ons is so vol klagte. As niks in die huis nie. Here, dit gaan so swaar. Ek het eers 'n bietjie water in die huis nie. En swaar. Ons kan nou klaar. Al ons volk is lief vir klaar. Dit kom net negatief uit. Wie jy's dood in jou gees. En dan spreek jy sulke twak. Jakobus 3:6 is so mooi. Die tong is ook 'n vuur. Dit is vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf. Dit kan jou hele lewe in vlamme laat opgaan. Want die duiwel sê ek stiek die tong aan die brand. Ai. Ons bring vir onsself in die moeilikheid. Ons het heeldag te doen met Suster Nikkie. Plaas jy jou bepaal by jou eie dinge. Come on. Come on. Jy's net besig met ander mense. Ons moet daardie goed los. Die tong spreek net negatiewe goed. En dit maak vir jou dood in jou gees. Dat jy nie meer 'n verhouding met die Here het nie. Jy kan nie eens meer bid nie. Want jy's nou besig met ander mense. Kind van die Here, ons moet op ons plek kom man. Halleluja. Mighty God. Ek wil 'n paar punte uithaal. Ek het so 10 punte uitgehaal. Ek het baie. Hey. Dit is gevaarlik. Ai! Wanneer die koskaste leeg is. Ons begin sommer daar. Wat nou? Die hele dag pas se eerlik voor. Wat gaan ek vir die manne, die kinders en die potse? Ek het Vrydag gepyp, maar daar's niks. Maandag. Jy's in 'n laagte in. Daar's niks. Maar daar's 'n oplossing. Come on. Nou die oplossing vir daai leë koskas is. Jy moet begin profeteer oor daai koskas. Jy moet eers op jou verhouding met die Here regkry. Dan moet jy in gebed met God gaan. En dan moet jy profeteer en sê koskas is jou laaste dag. Dat jy sal leef. My God. Jy praat met daai koskas. Jy praat met daai yskas. Jy praat, jy skryf op jou skrif. Droë bene. Ja, droë bene, jy moet begin te lewe. Daai droogte moet begin inkry. Maar jou eie tong kan vir jou die moeilikheid laat beland. Omdat jy altyd negatiewe goed uitspreek. Jy moet begin positief praat en profeteer. En sê, Here, ek sien daai pakkie suiker daar lê. Here, ek sien daai brood.
Ek sien dit raak, dankie Here. Come on. En voor die aan Come on. ons. Ek sê vir voor die aan Hey! ons. Ek kom die eerste keer. Dan kom die Here vir jou. Hy kom weer, ja. Hy kom weer. Amen, prys die naam van die Here. Jou kinders is nog vasgevang in dwelms, in druk, in sigarette of wat ook al. Hulle is vasgevang. Maar plek jy profeteer oor hy kind. Plek jy lewe spreek. En voor die Here lê, dan is jy negatief. Die kind is maar so gemaak en so laat staan. Hy kan nie verander nie, hy sal nie verander nie. Duivel is Ek in sê die vir u man, hy kind gaan verander. Hy sal nie so bly nie. Die Here verander jou omstandighede. Die Here verander jou huissituasie. Die Here kom vir jou weer. Die Here is die Here. En hy is nie 'n mensekind dat hy sou lieg nie. Dan dooie bene sal begin te lewe. As jy lewe spreek, as jy begin profeteer oor jou kinders. En sê dankie Here. Kyk hoe dien die Here. Here, kyk hoe dien die kinders, my kinders die Here. Halleluja. Kyk hoe gaan hulle kerk toe, Here. Al loop hulle nog die kerk toe. Jy spreek dit uit. Come on. Jy spreek dit uit. Halleluja. En dit sal so wees. En jou kindjie kan so klein wees soos broer Eddie se kind. Dan kom daar en sê al die voor. Jy weet, ek kyk op na daai seentjie. Ek kyk regtig op, hy stel 'n voorbeeld vir baie van ons kinders. Want jy kan sien uit wat hy sê. Nee? Hulle stel die voorbeeld. Hulle het geprofeteer oor daai kind. En daai kind gaan 'n groot godsman word. Halleluja. Hy gaan preek vir skade mense. Halleluja. Daai kind gaan ver in die lewe kom. Omdat hy van kleins af die Here dien. En so moet ons ook van kleins af profeteer. En ons kinders se koevertjies in hulle hande sit. Dat hulle leer van kleins af. My God. Julle tiende. Wees getrou aan julle tiende. Awesome God. Awesome God. Daardie kind sal al 60 wees as hy nog altyd sy tiende gee. Dis net so. Halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja. Prys sy soete naam. Wanneer jy jou blydskap verloor. Jy het nie meer blydskap nie. Waar ja. Dan wanneer dit met ons swaar gaan. Maar alles as jou finansies nie lekker uitwerk. You. Dan is jy vir die hele wêreld kwaad. Ai. Jy's vir almal kwaad. Ai, my Lord. Here, hoe gaan ek die rekening doen? Here, hoe gaan ek my krag betaal? Here, hoe gaan ek dit? Here, hoe gaan ek dat? Jy moet profeteer oor jou Die waarheid is die waarheid. Sit vir Jesus heel bo aan Die jou waarheid. finansies. Die waarheid. Sit vir Jesus bo, heel bo. Sê, Here, die hele jaar het ek U beroof, Here, vergewe my. Here, van vandag af, Here, sal ek my volle tiende, of ek 'n pensionaris is, of ek 'n kessel is, of ek 'n weekly is, Here, ek sal my volle tiende aan U gee, Here. Laat dit met my met goed gaan, Here. Profeteer oor jou finansies. My God. Profeteer oor jou bankrekening. Profeteer. Ek sê vir jou, as jy dit gaan begin doen, sal dit nooit weer met jou swaar gaan. Dis net so. En jy sal sê, Here, wanneer gaan my finansies dan opraak? Want dit sal nie opraak nie. Dat is die naam van die My Here. God. Ek praat die waarheid hoor. Ai. My geld raak jy op. Jy. Ons kom dry daar. Ons kom dry daar. Amen. Ek ken nie mens met 'n bietjie breek nie. Breek van die Here dan, want die Here is ons goed man. Amen. Prys sy naam. Wanneer jy siek voel in jou liggaam, ek jokkie vir julle die mense. Ek is 'n lewende getuie. Lisbeth Kostaan goeie. Kom aan, dis goed. Verstaan goeie. Dan sê jy net of die diva so siek was, ek met 'n hoë koors het gestaan gehad. So. Ja. Pastor Sandra het 'n baie hoë koors gehad gisteraand. Toe ek vir Pastor Sandra 'n metlemon gemaak. Ai. En ek het daar by Pastor Sandra gesit tot 11 uur toe. Jy. Wat uit. Ek wil al vir apostel laat weet, apostel het maar op in die dienspad. Ek sal nie kan wees nie. En weet jy, en ek begin te bid oor my liggaam.
En ek lê vir my hande op. Ek het 'n geweldige koors gehad. En as ek yskoud, as ek Mighty God, mighty God. en ek voel op 'n stadium ek gaan uitpaas aan die hoë koors. En 'n kwartier na ek gebid het, moes ek yskoud. En ek voel my ek is nou gesond. Ek het dit nou gebeur. Toe kan ek nie glo wat die Here gedoen het nie. En dit is net die gebed. God is my getuie vanoggend. En daarom kan Lisbeth dit getuig vanoggend, dan ek het maar gesê, moenie uitgaan nie, want jy sal vir apostel moet gaan roep, miskien sal ek moet hospitaal toe gaan. En die Here breek daai hoë koors. Want ek het geprofeteer. Ek het geprofeteer in die Here. En die Here het dit gedoen. En vanoggend wil ek opstaan, dus ek heeltemal gesond. Dit is wat die Here doen. Come on, come on. Jy sien, die eie tong kan die genesing bring. Maar as jy bid, moet jy glo. Jy moet glo dat hy is die Here wat kan doen. Dit is wat die Here doen. En ek voel skoon excited vir die Here. Come on. As jy voel, jy het nou al alles gedoen. Niks probeer jy. Jy is in so 'n hoek gedruk, ek weet nie. Jy weet nie wat ek kan doen nie. Niemand kan jou help nie. Dan het apostel ook gepraat. Jy het al gebid, ook al gebeur niks. Begin te profeteer oor die situasie. Soos daardie dooie bene lewendig. Mighty God. So gaan die Here vir jou deurkom. Dis waar. As jy van dag af oor alles profeteer Dankie Here. wat vir jou moeilik is in jou huis. As jy voel jou man die nog nie die Here nie, begin lewe spreek. Yes. Begin profeteer oor hom. Yes. Dat die Here sy siel sal red. Amen. Jou kinders, profeteer oor hulle klere. Spreek lewe in jou koskassies. Spreek lewe in jou yskas. Wat jou beursie, wat jou bankkaart. Profeteer. Spreek lewe. Mighty God. Soos die Here vir Esegiel uit die laagte uitgevat het. So sal die Here jou omstandighede verander. Dit maak nie saak of jou bene seer is, of jou liggaam siek is, of jou kinders nie wil luister nie. Spreek lewe. Yes, thank you Lord. Hou vir hulle in gebed. Leef voor die Here. Moet nooit 'n negatiewe woord uitspreek teenoor jou naaste, teenoor jou familie, teenoor jou kinders nie. Mighty God. Spreek net lewe. Dankie Here. En hulle sal saam met jou die Here dien. Onthou God stel ons nooit teleur. Jy sien die vuur van God moet net terugkom in elke kind van die Here se lewe. Awesome. Baie van ek en u het ons eerste liefde Yes. verloor. Yes. Ons is nie meer so getrou in ons gebedslewe nie. Yes. Ons verhouding is nie op standaard Yes. met die Here nie. So true. Kom dat ek en u ons eie lewens, ek praat van myself, ons eie lewens in orde kry. Ja. En ons gebedslewe is so belangrik. Dis so. Dat ons dit ook in orde Mighty God. voor die Here. En dit is baie belangrik Dankie Here. dat ons verhouding met die Here herstel moet word. Waarheid. God wil Israel ook geestelik laat herleef. Sy begeerte was om sy volk geestelik in 'n verhouding met hom te hê, te herstel. Esegiel het geglo dat net God weet of die bene weer lewend sou word. As u vanoggend in 'n laagte is, die Here wil ons help vanoggend. Mighty God. Hy staan met oop arms om ons omstandighede te verander. Hy is nog dieselfde Jesus. Hallelujah. Hy wil alles wat dood is vanoggend weer lewend. Thank you, Lord.
Esegiel 38 sê so mooi, versie 2. Mensekind. Hierdie titel beklemtoon Esegiel se menslikheid, hoewel sy boodskap van God gekom het. Die eie name hoef nie spesifiek geïdentifiseer te word om die sentrale boodskap van hierdie profesie te verstaan nie. In Esegiel 37:14 sê ook, en ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen en gespreek het. Mighty God. En dan wil ek afsluit. Ek ken vanoggend die laagte nie. Die Here, hy ken dit. Yes. Maar al wat ek vanoggend vir u kan sê, die het vanoggend miskien nie ingekom. En die omstandighede is nog baie moeilik. Ek ken die laagte vanoggend. Is maklik vir my om te praat, ek staan nie voor. Maar die Here ken u vanmôre. Yes. My God, my God. Moeder u, God weet waar u gaan. Dan wil jy elke oor gesluit is. God weet waar u gaan tot. En hy sê vanoggend, ek moet vir u sê, hoe swaar daar gaan verby. Hy sê, maak 'n eind daaraan. Jesus. Hy gaan vir jou leerkom. Hallelujah. Hy weet wat jy vir hom gevra het. Hy weet wat jy, hy ken jou trane vanmôre. Hy ken jou alles vanmôre. En hy sê vanoggend, my kind, het jy hier ingekom. En daar is goed wat vir jou pla. Maar ek is vanoggend hier, sê die Here, om jou weer lewendig te maak. Halleluja. Hy dooie gees sal lewendig word vandag. En as jy voel vanmôre is in 'n laagte en jy het hulp nodig, die Here sê is vanmôre hier. Jy kan uitkom. Dan wil die broeder vir ons weer hy liedjie speel. Hy is hier vanmôre.